Ons moet nou meep mop intergalactic check yourself in tegnologie space station shit doen. Hoekom gee hulle my die verantwoordelikheid? Hierdie werk nie vir my nie. Kijk hoe lang is dit die Porsche ry nou, broer? Maar dit is nie 'n toiletry nie. Welkom op die vliegtuig. Dit is daai. Ja. Ag nee, lekker weer. Welkom in Singapore. Dis die hoppie. Kyk hoe mooi is al die desserts. En dis so oral. As jy 7-Eleven toe gaan, dit is hoe die desserts lyk. Niks is ooit lelik nie. Alles is altyd mooi, alles is altyd ordentlik. Alles is altyd perfek. Alles is mooi. Alles. Kyk, obviously mooi. Dit lyk lekker. Voor Mackie my broer. Ons kry ietsie vir snotneusie en snotkeeltjie. So ek wil my eie medisyne scan en betaal. Hoe cool is dit? Need a plastic bag, nee, proceed payment. Select payment type. Please tap your contactless credit card or mobile payment app and hold on until the transaction is completed. Easy go. Hoe cool is dit? Soos altyd vat Google ons weer op een of ander weird ass pad. Wat ek nie altyd seker is die beste pad, nê. Daar gaan die kabelkarretjies. Ons wil daarbo kom. Maar Google sê loop hier teen die bos op. Wat nie gaan fucking gebeur nie. So ek gaan nou 'n bietjie verder stap en kyk of daar 'n ander paadjie is wat ons kan vat. Ek dink dit is nou dag 13. Dag 13 van pinkies wat nie meer kan nie. En is weer hier af. Ons gaan dood. Dit is baie warm. Hier trap is brutal. Ek is way te onfiks vir die goed. So kan maak. Waar so is die kabelkarretjie plek. Daar ry kabelkarretjies. Hello Kitty Singapore. Ja, so. So, kyk al die stappies. Krant, hè? So alles Daai blou Powerade wat daar is, nee. Lyk vir my baie goed, want hierdie capsule is moer warm. So, ons is nou in Annika se winkel hierso. Want nou is dit net Hello Kitty merch hierbo. Maar soos ek gesê het, ek word ek soek 'n ander wiki en daar is hy. My little pony, my little pony. So ons is nou op die eiland en hulle het hulle eie kabelkarretjie transport system. So ons gaan dit nou gebruik om oor die eiland te travel. It's vet resort vibes. So dis actually soos relaxing om hier te wees, even though dit moer besig is. Het voel soos vakansie. Sun City of iewers. Nee, maar net beter en niet. En warmer. en baie warmer en ek ruik in hierdie matte van die plek nie. Strangely enough is hier nie aircon binne in hierdie gebou nie, maar ek voel dit nie. Dit is al warm.
Ritsels. Hierdie een beweeg. Hierdie ene beweeg, nee. Ek gaan my hele Desember salaris spandeer op liquids. Want hierdie eiland so. En miskien roomys ook. Ek imagine dat Jurassic Park voel so as jy uitkom. Dit is flipping cool. Kyk al, dis net groen. Ek love hierdie plek, man. Singapore at its finest. Die beachfront is toegemaak. Want hulle prep vir een of ander festival wat hier binne gebeur. So net soos by die boompies is dit toe vir een of ander Kersfeespartytjie. Die strande toegemaak vir die soundcheck wat nou tans hier so gebeur. En hier sit al die mense en wag vir die festival gates om oop te maak. En daai jelly drink gaan nou binne in my. Dit gaan nou binne in my. Daarso is 'n hele draafmasjien binne in die convenience store by die restaurant. 'n Draafmasjien wat vir jou biere skei. Dit klink goed. En daar op die horison is Universal Studios wat hier op Sentosa Island is. Very posh, very fans. Wanneer laas is jy by Universal Studios? Net so nou die dag. Ja. Woensdag. Gou Woensdags Universal Studios toe gaan. Sommer al vinnig in die kolonnade. So hier is 'n hiking trail wat jy kan vat. En daar's die escalator wat ek gaan vat. Want ek is nou 'n leimuur. En dan Surprise Beach. Dan vind jy 'n Madame Tussauds hier op die eiland. Hier staan ek by 'n bra wat saam met my vlog. Mr. India. Ek weet nie, ek neem aan hy sal akteer. En daar is Annika besig met 'n selfie. Hier is ons 'n ou tentjie. En 1890. Sultan Hussein Shah and the nobleman Tamangon Abdul Rahman to create a thriving trading settlement here. My company will pay the Sultan and Tamangon an annual salary to protect and regulate the port of Singapore, to assist the British against all enemies, and agree not to form alliances with other nations. Raffles Cool. and I Annika sit by Robert Pattinson met 'n snor. Dis nie rog. Vang hulle my met trappe. Nou met 'n strappe klim by Madame Tussauds. Bukan kecekam. Too much noise. Let me sleep. Sayang, wah suka kasut manik lu ah? Julle history van Singapore, van hulle trading days af deur die Engelse Olipop tot by modern day epic Singapore. Annika met haar hierdie lyk nie soos Katy Perry. Nora is dit Katy Perry. Nie vir 'n moer nie. Dit was nog nooit nie en dit sal ook nooit Katy Perry wees nie. Annika of Nicole? Ek dink Annika is baie meer bleek. Annika wen. Nou wys, wen. Annika wen. En daar's Luus. Luus is Luus. Agter twee karretjies. Merch. Ek het dit enjoy. Dit was lekker. Dis 'n deel was. Ja. Die history deel was 'n bietjie. ek het die history deel enjoy. Sulke goed is altyd vir my lekker. Dis cool, maar dit was nou nie. But it's obviously very regional. And it's obviously baie Asian and Indian influence in die ding.
Wat ons nie weet wat dit is, wie dit is, anyway nie. Maar baie cool. Ons bly ons het dit gedoen. Check hier, man. Freaking cool is dit. Dit lei 'n treintjie. Ek het nog nie die treintjie gesien nie. Ja. Dope ass Island. Daar's 'n waier. Jy probeer dit saai, is vir. Hy draai. Soos 'n moerse minion, my bro. By die Central Beach Bazaar. Very nice. En hier is ons op die ander strandjie. Net so freaking warm. Good grief. Maar baie mooi. Island vibes. Klomp. Dakkies. Umbrellas. Waar jy kan sit en jou drankie geniet. Mense is wat goof. En Pikmin hier so wat gebak word deur die son. Gaar Pikmin. My voete is nou so 'n bietjie moeg. Ja. Ek is nou so 'n bietjie moeg, ek wil eintlik 'n bietjie nap. Maar ons gaan nie. Want daar is nog een gedeelte van hierdie eiland wat ons moet besoek. A light here for Resorts World Sentosa. Please mind the platform gap. Resorts World Station. Stap so 'n bietjie. Ja, ons klap dit toe en hoor. Hierdie boonlip sweet. Ek gaan 'n hele gesig sweet. Ek sweet eerder as wat ek in hierdie ry staan. Daar's nie 'n manier nie. Nie 'n manier nie. Wie dit besef ek ook. Kan 'n mens loop? Hulle het nie most probably nie die kaartjies vir die kabelkarretjies nie. So hulle moet die trein vat waar ons het spesifiek kaartjies gekoop vir die kabelkarretjie want ons moet terug na die mainland toe en kan nie sonder 'n kabelkarretjie daar kom nie. Wel jy kan. Ons 'n brug. Maar moet jy Uber en ek nou nie regtig lus vir daai prys van geld nie. Maar anyway, hier is ons by Resorts World. Nou gaan uitfigure wat alles hier aangaan. Maar daar tussen die bome is 'n casino. Interessante ding hierso is hulle het 2 casinos in die hele Singapore area en hulle wil nie hê hulle mense moet dobbel nie. So hulle moet tax betaal as hulle wil dobbel. Daar's 'n fee, 'n entrance fee basically. Wat hulle per entry moet betaal of hulle kan 'n jaarlikse subscription payment maak. Maar verder alle tourists kan kom dobbel. Want hulle wil die geld hê. So hulle draai hulle eie mense beskerm. Hulle wil nie hê hulle mense met hulle geld mors nie en hulle wil al ons geld vat. So ek gaan nie gaan dobbel nie. En met 2 minions in die agtergrond kan ons nou sê dat ons is offisieel by Universal Studios in Singapore. Baie cool. Soos die main ingang in die park in. Ek wil nie weet hoeveel dit kos nie. Want hierdie parks is normaalweg kotsduur en mense is soos van yeah, it's not really worth it. Veral nie vir ons wat net 'n uur en 'n half nog hier rond gaan wees op die meeste nie. De Reese's, Hershey's en Hershey's Kisses winkels. Net om te help met jou diabetes. So, hoeveel chokkies is daar? Ek sê amper niks nie want is net merch. Gaan net merch wees. Jy gaan nie sweets daar kan koop nie. Jy gaan al die kak in die wêreld kan koop behalwe die sweetie wat jy eintlik wil hê. Snorks. Okay, ek het sweeties gekry. So daar is maar die sweeties. aircon is die beste. Die aircon is great. Aircon is amazing. Maar dit gaan alles deur. Almal een winkel. Hierdie lyk mos nou baie lekker vir my. Baie lekker. Dis klomp goedjies wat nou weer my kredietkaart konseer maak. Ding is ek het soveel al betaal vandag dat ek soos
Ek is kind of soos Jessie, is dit nou regtig nodig om nog geld te spandeer net om diabetes te kry? Nee, nie regtig. So nou weet ek nie. Nee, nie regtig. Nee, dis nie nodig. Nee, kom ons gaan nou eers na die Lego winkel. Hulle het 'n hele Sentosa gebou uit Lego. Hoe crazy is dit, man? Dit is epic. Die Merlion en die strande en die treinstasies. Baie cool. Ons kon nie by die Selous sign uitkom nie. Want daai moerse stage vir die soundchecks was alles daar gedoen, so ons kon nie dit sien nie. Maar nou kan ons dit daarom in Lego sien. So dit is 'n bietjie cool. Hoe cool is die? So jy is loud en wild hier binne, maar jy gee vir hulle 'n foto en dan calculate hulle hoe om gesiggies te maak en dan gee hulle vir jou 'n box met Lego in en 'n guide vir hoe om jou foto te maak. Dit is so flipping cool, man. Super cooler as om net 'n normale foto te print of iets. Is proper. So ek gaan nou hier by die masjienkie gaan kyk hoeveel kos dit om in te gaan by Universal Studios Singapore. Dit is 83 Singapore dollar wat R1200 per persoon is. R1200 per persoon om 2 ure voordat hulle toe maak daarin te gaan. Selfs 8 uur in die oggend is ek soos dit klink vir my te duur. En daar is Universal Studios se ingang vir 1200. Anyway. Ons vang nog 'n laaste loopie om voordat ons moet begin roete huis toe vind. So ons kon nie ons treintjie vat nie, want die walking path is heeltemal toegebou by Universal. En die trein se ry is soos 800,000 mense soos wat julle gesien het. So toe vat ons die kort pad uit en ons vat sommer net 'n Uber van Universal af huis toe. Eerder was ons te sukkel met kabelkarretjies en te staan in toue en goed. Ek was net soos wel Appie was 'n groot advocate vir die situasie van kry net 'n kar. Ek is net soos almal raak nou weer snaaks en kinders is tantrum en ouens weet nie wat hulle is nie, ek is net is. Ja. Maar anyway, nou is ons amper by die huis. En dan gaan ons net so 'n bietjie gou meer, maar wat ek eintlik wil is kyk hoe cool is hierdie speeltjie. Dit is 'n kamera agter die kar. Very posh. So net so is ons terug by die hotel. Dit het soos 'n total van ek weet nie 5 minute gevat. Dit was baie vinnig. Annika soos, "Jassam, wat hel was dit?" Dit het ons vanoggend soos 'n moerse journey gevat met klomp treine, 'n berg klim. Okay, maar ek wou die kabelkarretjies gery. Dit was die main purpose van die ding. So ons het daarom kabelkarretjies gery, maar daai Uber is baie vinnig hiernatoe. Wel Grab, hulle het nie Uber nie. Hulle het 'n Grab. En ons is by die hotel. Wil net gou so 'n bietjie chill. En dan nou, hier oor kan die straat se hawker center. En dan gaan ons ietsie daar gaan loop. Nuttig. So, welkom by die hawker center buite ons hotel. Dis die straat wat toegemaak word en dan op naweke is hierdie hele soos dit nou toe ons afkom met die lift in die kamer. So ou wat saam met ons in die lift is en hy is van LA af
En is hulle 4de keer wat hulle hierso in Singapore is, want sy 16-jarige seun hou van die plek. En hulle kom spesifiek hiernatoe net sodat sy 16-jarige seun by die plek kan eet. Nee, goed hoor. So, maar kom ons kyk wat is hier om te eet. Hierdie plek het wel wat be. Nou weet ek. Dit is vir ons wil wees. En dit is vir ons happy is te wees. Maar hierdie plek het moer baie opsies van plek om te eet. So dit is so klein bietjie actually overwhelming om 'n besluit te maak. Ek weet ek sal 'n besluit kan maak hierso, maar ek is nie so seker van Annika nie. Sy sukkel so bietjie meer. En die snaakse deel is almal kyk vir my terwyl ek hier deurloop en 'n video maak. So, maar ja. Kom ons figure uit wat ons wil eet. Wat sê ek's indecisive? Ek sê jy gaan sukkel hierso want hier's te veel opsies hierso vir jou. Ek sukkel altyd met te veel opsies. Okay, ek en Annika het opgesplit. Sy draai gou kos verder uitsort, terwyl ek draai bier uitsort. En hier is die bier. So ek het vir Annika gekry. Ek het bier gebring. Annika het niks gebring nie. Annika het diski gebring. Annika gaan fucking Beyblade speel. Wel ons suppose is om te moet eet met haar freaking diski. So daar is ons aandetjie. Yummy. 'n Murse bordjie van stokkies. Wat is dit? Dis een van 'n octopus dingetjie, man. Lyk soos 'n van 'n alien. Ek het een of ander stokkie. Ek het nie idee wat dit is nie. Ek kan nie uit die consistency uit en smaak vir jou sê wat dit is nie. Presies. Uitveer. As jy calamari uitdroog en jy sit dit in 'n pop chips en jy verkoop dit by Woolies met 'n chili spice op dit, sal hierdie wees. Hoe dit dan daar net serve uitveer. It's not bad, maar there's baie chewy. Ons gaan nou weer verby die deur heen loop en is fine. Hierdie bra ryk al soos deurheen. Ryk soos asblik. Baie regte asblikke reuk by groot plekke. Soos komplekse office parks, hulle asblikke ryk so. Maar ja, ek soek nou 'n Ben & Jerry's roomys met van goedjies binne. Log ons nou lekker in die 7-Eleven. So ek hou my kamera soos 'n baba vas as ek hom dra. En ek tak hom soos onder my arm vas en dan kan ek my hande nog steeds gebruik. En die ou by 7-Eleven is soos, I thought you were holding on to your cat. En ek en Annika fucking snot oor onsself soos wat ons lag. Want die bra dink ek cruise met my kat rond. But in die 7-Eleven, hy sê, Dad is a quack cat. Goeiemôre. Welkom by 'n baie humid Singapore. Check hoe hy is die ding op. Flippin' humid. Ek dink hierdie gaan baie moeiliker wees as ek gedink het om vandag enigsins 'n videoetjie te neem met hoe humid dit is. Goed, tassies. Dan nou wag ons net vir ons Grab karretjie hier binne ons fancy ass hotel garage pick-up point.
En dan gaan ons 'n bietjie lughawe toe, my broer. En hier is ons dan nou. Terug op Changi Airport. Reg vir ons trippie huis toe. Net vir jou is Hello Kitty. Kyk al die groen weer eens in die lughawe. We gaan kyk of ons nou by die butterflies kan uitkom. Voorheen toe ons al was het hulle geslaap. Maar is nou in die middel van die dag, so hopelik kan ons 'n paar skoenlappertjies sien. Is freaking giga Hello Kitty. Dit is massive, my broer. Is net vir Annika. Net vir Annika. Dit is 'n klomp klein blommetjies. Wat die giga Hello Kitty spesiaal vir Annika. Dis baie oulik. Kan ek dit gou vertel? Daai ou oomie wat daai groepie vrouens afgeneem het, hy het mooi die Hello Kitty uitgekrop. Dis net hulle wat in 'n ry staan. So daar die hele groepie so gestaan vir 'n foto. Louis Vuitton. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken ons is aan die ander kant. Nee, dit beteken dat die butterflies is net daar. So kom ons gaan kyk vir die butterflies. Die enigste ding wat ek weet van hierdie hele plek is dat Louis Vuitton by die butterflies. Butterfly Garden. Dit reik as iemand gepoep het. Wie het gepoep? Wie het gepoep? Wat sien jy? Mooi motte. Wow. Sit wel. Okay, dit was nou lekker. Maar dit is nou klaar. Dit is ontsettend warm. Dit is nou sommer sopnat gesweet. Soos die hele freaking robot wat vir jou 'n drankie skink met 'n Ja, volgende inanimate fucking object. Temporary closed for maintenance. Dis 'n ding wat regte bartenders nie deurgaan nie. Nee, hulle gaan nie aand huis toe en hulle drink net en môreoggend is hulle terug, hoor. So, ek en Annika het nou eers 'n gesprek en sy sê vir my ek moet ophou so lelik wees met myself. En ek het gesê ek gaan nou die foto post by die robot hier agter. Jy kan soos die hele lounge waar hulle fancy drank vir jou skink en proe voordat jy dit koop. Very, very luxurious. Well, maar anyway, Annika sê ek moet ophou lelik wees met myself. Maar sy het vir my gesê terwyl ek by die robot bar gestaan het, haal jou dumpling van die tafel want dis my vet pens binne die wit hemp lyk soos 'n boiled dumpling. Ek het dit gesê, maar sy het my net remind dat my vet pens lyk soos 'n dumpling, 'n boiled dumpling. So ja, dis is vir my. Jy moet oppas jy lelik wees met jouself. Ek is jy's die een wat net vir my gesê het haal jou dumpling van die tafel. Ek het eintlik niks verkeerd gedoen nie. Ek's nou maar net vet. Good grief. Ja. Willy Wonka koffiewinkel. That's massive now. Good grief. Weet jy hoeveel het daai plek gedoen vir mense se oggend bowel movements, man? Weet julle hoeveel mense se magies het hierdie plek al stimuleer deur die ages? Baie. Freaking huge, man. Unlimited amount koffie. Nee, dis baie mooi. So die lughawe sweeties is Annika eet klaar jong. Die lughawe sweets is substantially goedkoper as by die winkel wat ons by was gister. En dit is mal. Dit is crazy. Kinder Surprise Maxi.
Diabetes Max. Fucking bueno suikersiekte, man. Pokke grits die daar. Ons massive. Dis goed as my arm. Bueno suikersiekte 101. My van die koop. Want ek wil weet hoe dit proe. Dit is so ek nou redeneer oor die prys. Ek wil net weet hoe dit proe. 'n Sakkie van pretzels en diabetes. 'n Sakkie van pretzel en diabetes. Dis so klein geld. Diabetes? Diabetes. Diabetes? Diabetes. Dit is 'n genre van musiek. Exactly. Diabetes. Dat is je geld. En so arriveer ons terug in Johannesburg, mensies. Instantly geïrriteerd. Immigration het beter goed om te doen soos om te kyk vir die fucking ceiling. As om ons stamps met spoed te doen. En tasse het vir ewig gevat om uit te kom. So ja, lekker inefficient Suid-Afrika. Ons is terug. Maar dit is dan nou die einde van ons avontuur. Vir die van julle wat die hele journey gevolg het, baie dankie vir julle support. Ek hoop julle het dit geniet. Vir die van julle wat nie het nie, julle selfsugtig en dink dit aan julleself. En dan hopelik sien ons julle vinnig op 'n volgende tuurtjie van ons twee af. Neem maar lekker hoor. Kom ons sluit af met dit was baie mooi.